Goeiemôre en welkom op hierdie Vrydagoggend by Kom Laat Ons Boeke Vat, die 12de Junie 2026, hier by my in Saldanha, 'n regtige, pragtige oggend. Geen windie, lekker koue winterskoue, ek voel dit aan my lyf, oopgetrek, is 'n pragtige dag, en ek kan dit 'n beter dag wees, ons dank die Here vir 'n liewe dag, nuwe geleenthede, is pragtig, hierdie Vrydagoggend het so pragtig begin, ek gaan net beter eindig. Vanoggend wil ek graag net een versie met julle lees, en dan wil ek 'n stukkie deel wat ek by ou Nico gekry het, 'n ou vriend van my op WhatsApp, miskien kry jy dit, miskien het jy dit ook nie gekry nie, maar daar is baie wat nie al die WhatsApps kry nie. Hierdie ene is nogal vir my pragtig, en ek moet dit deel met almal van julle. So die stukkie wat ek in die Bybel uit gaan deel, gaan ek heel eers doen, dan gaan ek die stukkie WhatsApp lees, en dis 'n lekker kort enetjie op die Vrydagoggend. Ek hoop jy het 'n stunning naweek, ek hoop regtig, jy het 'n lieflike dag, vir die wat die laaste dag van die week is, vanmiddag 5:00, is dit trek af plek toe, as jy af is hierdie Saterdag, baie ouens werk elke tweede Saterdag, as jy moet werk, is dit dan nog so, net tot 1:00 môre, dan trek afplak toe, dan sit alweer naweek vir jou. So, week het aan 'n einde gekom, 'n nuwe week het aan 'n einde gekom. Die tyd loop baie gou. Ek weet nie vir julle nie, maar hier by my, die tyd loop verskriklik. Voor jy vir jou kom kry, en dan sit Vrydag, so die tyd loop baie vinnig. Moenie wag tot môre nie, doen dit sommer nou, sê Ryletjie, moenie wag nie, doen dit sommer nou. Die Bybel sê dit ook vir ons so. Ja. Ek hoop jy het heerlik geslaap, ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy meer as welkom om jou Bybel oop te maak by 1 Tessalonisense 5. Ons gaan net vanaf vers 11 lees. 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 11. Ek het al 'n paar keer omtrent hierdie versie, ek het al 'n paar keer vir julle gevra, ek wil net weer vra. Ek dink dit is ons plig as Christene om dit vir mekaar te vra en te onthou. Dis een van die werke wat ons moet doen, is om die Here se naam te verkondig. Jy moet miskien maar net 'n bietjie vanoggend sit, by jouself sit te dink, terwyl ek hier praat, miskien tydens jou stilte tyd op die Vrydagoggend. Hoeveel keer hierdie week het jy met iemand gepraat oor die Here? Of miskien het jy 'n pragtige storie, jy het miskien 'n pragtige getuienis. Wanneer laas het jy met iemand jou getuienis gedeel? Jy is natuurlik baie welkom om by my, sommer vir my op my persoonlike boodskap, jou getuienis te deel, of jy is meer as welkom om in Facebook vir my 'n message te stuur, en jou persoonlike getuienis met my te deel. Mense, ek dink dit is ons plig, om die woord van die Here te verkondig, te deel met ander, en te praat oor hom. Is dit nie so dat, as jy lief is vir jou kinders, of jou kinders doen goed in die lewe, hulle kry 'n meestersgraad, of hulle doen goed in eksamen, of hulle staan eerste in die klas, of hulle is, hulle word prefek, of dalk hoofseun, of hoofdogter, as ek mag vra, hou ons dit stil, of verkondig ons dit vir almal wat dit miskien nie wil hoor nie, of wil hoor, almal wat ons ken, almal wat ons dink vriende genoem kan word, en miskien baie keer verkondig ons dit, en vertel dit vir mense wat nie vriende is aan ons nie. So ek dink die woord is presies dit, ek dink dis presies wat die Here wil hê vir ons, en dis hoekom hy vir sy disippels gesê het, gaan heen en gaan versprei my woord oor die hele wêreld. Ek dink nie dis iets wat ons moet hê, wat ons kry, wat ons onder ons kopkussing moet sit, soos 'n hangertjie, of 'n goue muntstuk, of iets waardevols nie, of in die kluisloop bære nie. Dan raak dit ook maar net 'n wit olifant. Ek dink ons is gevra om dit te verkondig. Ek dink vanoggend is die regte oggend om te sit en te sê, doen ek wat die Here graag wil hê ek moet doen. As dit kom by praat met ander oor die Here, die Here het vir my aan die kruis gesterf, wat doen ek vir hom? Getuig ek oor die Here? Praat ek 'n bietjie oor die Here? Of probeer ek dit wegsteek? Ouens moet net nie weet ek is skuldig nie. As ek vat
Ek hoor baie keer hoe ISIS Christene, wat ek amper sê, onthoof het, wat hulle vir hulle gesê het, sê jy's nie 'n Christen nie, dan gaan jy dit vryspring, en dan sê hulle, ons is Christene. Hulle weet wat voor lê, maar hulle getuig nog steeds vir die Here. Ons moet net onthou, weer vanoggend gesê, dat die plek waar ons nou deur beweeg, die wêreld, is tydelik. Dis ons tydelike woonplek, dis nie ons permanente woonplek nie. Ons skop baie keer, en ons skoffel soos 'n hoender so in daai nes in, dat ons voel, ons hoort hier, dis ons plek vir altyd, dis nie ons plek vir altyd. Onthou wat ek gesê het, een ding weet ons verseker, ons moet eendag doodgaan. So dit is verseker, eendag as dit die Here se besluit is, of dit nou oor 'n uur van nou af is, oor 'n dag is, oor 'n week is, ons weet dit verseker, dis die enigste ding wat ons verseker weet. So ons beweeg aan, dink ons moet miskien 'n moeite maak om 'n bietjie meer aan ons hemelse skatte te werk as aan ons wêreldse skatte. 1 Tessalonisense 5 sê as volg: julle moet asseblief met mekaar gesels oor al hierdie dinge wat ek nou vir julle gesê het. Praat mekaar moed in. Ek weet julle doen dit, maar hou asseblief daarmee aan. Ek gaan hom weer 'n keer lees, laat hy lekker diep insak vir my en vir jou op die Vrydagoggend. As dit dalk die boodskap is vir my en jou op die Vrydag, julle moet asseblief met mekaar gesels oor al die dinge wat ek nou vir julle gesê het. Praat mekaar moed in. Ek weet julle doen dit, maar hou asseblief daarmee aan. En dan gaan ek gou die stukkie nader trek wat ek by Nico gekry het. So 'n pragtige stukkie, ek het net gevoel op die Vrydagoggend, dankie Nico, ek wil dit deel met almal van julle, veral vir julle wat dit nog nie gesien het, van julle het dit al gesien, want dit is een van daai dinge wat, as jy hom wil forward sê hulle, forward too many times, dan dink ek nee, dit moet ek met julle vanoggend deel. By 'n familiebyeenkoms het 'n jong man vir sy ouer tantes, ooms en grootouers gevra, hoe het julle ooit voorheen geleef? Nou vra hy die volgende vraag, sonder TV, sonder wifi, sonder tegnologie, sonder internet, sonder rekenaar, sonder drones, sonder bitcoin, sonder selfone, sonder Facebook, sonder Twitter, sonder YouTube, sonder Messenger, sonder Instagram. Toe voor die hele familie praat oupa en antwoord, wel kyk my liewe kleinseun, net soos julle geslag vandag lewer, sonder gebed, sonder respek, sonder waarde, sonder persoonlikheid, sonder 'n gevoel van toewyding, sonder 'n innerlike self, sonder karakter, sonder geur, sonder ideale, sonder selfliefde, sonder menslikheid, sonder beskeidenheid, sonder deugde, sonder eer, sonder doel, sonder daardie ek weet nie wat nie, sonder wese, sonder doelwitte, sonder identiteit, wat baie weet nie eens of hulle manlik of vroulik is nie. Ons mense gebore tussen 1920 en 1975 is geseënd en ons lewens is lewende bewys. Na skool het huiswerk eerste gekom en daarna het ons buite gaan speel. Ons het met die regte vriende gespeel, nie virtuele vriende op die internet nie. Ons het ons eie speelgoed gemaak en daarmee gespeel. Ons ouers was nie ryk nie. Hulle het ons liefde gegee en geleer, nie materiale of wêreldse waardes nie. Ons het nooit selfone, skootrekenaars, DVD's, Playstations, Xbox'e, videospeletjies, persoonlike rekenaars of die internet gehad nie, maar ons het die regte vriende gehad. Familie het naby gebly sonder om gesinstyd. Familie het naby gebly sodat ons gesinstyd kon geniet. Ons mag dalk op swart en wit foto's verskyn, maar daar is baie kleurvolle herinneringe in daardie foto's. Ons is 'n uniek en meer begrypsame geslag, wat ons in die laaste geslag, wat na hulle ouers geluister het, en ook die eerste, wat na hulle kinders moes luister. Ons is 'n beperkte uitgawe, geniet, koester en leer uit gister. Ek hoop julle het 'n fantastiese naweek, geniet jou naweek.
as julle dalk die kinders sien, of die kleinkinders sien, of dalk met hulle praat, sê vir hulle, julle is lief vir hulle, terwyl ons geleentheid het, terwyl ons kans het, sê ons is lief vir julle, ons koester julle. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vanoggend hier by u voete kan kom sit, en stil raak, so voordat die naweek begin, so voordat die Vrydag begin. Here, dankie vir 'n wonderlike dag, 'n nagrus. Here, dankie vir al die voorregte wat ons so mildelik uit die hand ontvang, wat ons baie keer miskyk, net om op te staan uit die bed uit, en die voorreg te hê om uit die bed uit op te staan, die voorreg om te gaan kon slaap, en net om te kom oopmaak en sê, die Here het 'n nuwe dag op my kalender geplaas, is klaar, 'n massiewe voorreg, voordat die dag nog begin het. Dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir 'n clean sheet, nuwe begin, nuwe geleenthede, nuwe kanse. Gee dat ons het aangryp, Here. Here, dankie vir die woord vanoggend, is 'n een versie woord, Here, maar miskien beteken die stukkie wat na die tyd gelees is net so baie. Miskien dat het ons 'n bietjie terugsit en oënskou neem ons lewens tot en met dusver. Here, help ons asseblief om oor u te praat, om nie skaam te wees, om te getuig vir u nie. U het per slot van rekening vir ons aan die kruis gesterf, wat doen ons vir u? Wil jy asseblief ons sondes vergewe? Help ons om ons skuldenaars te vergewe, Here. En soos en met altyd, help ons om ons baadjie van liefde op die koel Vrydagoggend aan te trek. Ek dink ons het dit nodig vanoggend, Here, maar die belangrikste is, dat as ons dit aantrek, dat ons dit sal uitlewe. Dat ons nie net sal mooi lyk met daai baadjie aan die, maar dat ons sal uitlewe, dat almal daai geur kan proe rondom ons, daai geur van liefde lewe. Ons steek ons hande op in die hemel, Here, ons kyk op na u en ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief ons lewensvoertuig se stuurwiel, ons is te swak, ons gaan 'n ongeluk maak en bestuur ons in 2026 in, want met u in beheer voel ons veilig. U is die enigste een, you are the one, wat hierdie stuurwiel kan vashou en waarin ons kan beweeg en voel ons is veilig. Dankie daarvoor, dankie dat u lief is vir ons, Here Jesus, ons is baie lief vir u. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen het u groot en almagtige, liefdevolle naam alleen. Amen.